Hartlik goeiemôre aan elkeen wat ook inluister op hierdie donderdagoggend die 5de Junie. Dis Pinkster en in hierdie week fokus ons op God die Heilige Gees se werking in ons lewens. Ons het vir mekaar gesê dat van die hulpmiddels wat die Heilige Gees in ons lewe gebruik, onder andere ook die woord van die Here is. En natuurlik deel hy die gawes en die vrug uit. En deur die woord en die gawes en die vrug van die Gees kom daar vir ons genesing en word ons gesond. Vanoggend kyk ons na hoe die begrip genade deur die werking van die Heilige Gees ons by 'n plek van gesondmaking, genesing en vernuwing kan bring. Ons lees vanoggend Galasiërs 4 vers 6 tot 7 met die fokus van die Heilige Gees wat ons bring by 'n plek van wat is genade in jou lewe? En om dit regtig jou eie te maak. Galasiërs 4 vers 6 tot 7. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur. En in ons roep hy met 'n hoofletter uit, die Gees, né? Abba. Dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Wat 'n wonderlike genade is dit nie. Om te weet, ons is nou kinders van die Here. Die meeste van ons verstaan baie goed met ons verstand wat genade is. Kom ons sê vir mekaar, wat weet ons? Ons weet dat God ons uit genade as 'n gawe en 'n guns sy kinders maak. Ons weet ook dat ons niks by God verdien of kan verdien nie. God vergewe ons sondes, onverdiend. Ons hoef niks daarvan in ruil of as betaling eers te gee nie. As ons foute begaan of sonde doen, maak dit nie regtig 'n verskil aan God se liefde vir ons nie. Dit is genade. Dit maak wel sy hart seer, maar dit verander niks aan sy liefde vir ons nie. Dan verstaan ons iets van genade, nê? Maar kom ons sê vir mekaar, al hierdie dinge weet ons met die verstand. Maar ons beleef en leef dit nie altyd nie. In ons prestasiegerigte samelewing maak ons dit vir ons eintlik baie moeilik. En ons maak onsself moeilik los van die gedagte dat ons moet presteer om in God se guns te wees en te bly. Ons is tog so bang ons verloor God se liefde as ons nie goed genoeg is nie. Ons beleef die vreeslikste skuldgevoelens oor die foute wat ons begaan en leef voortdurend in vrees dat God ons sal verwerp. Natuurlik doen kinders van die Here goeie werke en rig hulle lewe in volgens sy wil en sy gebooie. Maar ons doen dit uit dankbaarheid vir God se liefde en genade, nie om daarmee die liefde te verdien en dit te behou nie. Wanneer ons in 'n geloofslewe prestasiegerig is, beteken dit dat ons steeds as slawe lewe. Ons leef voortdurend in vrees vir straf en verwerping. Maar ons godsdiens word vir ons 'n wonderlike, persoonlike, diep genesende, lewensveranderende ervaring wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees genade in ons kom herdefinieer. En dit maak dat ons met harte vol dankbaarheid nie anders kan as om die gawe van kind van God wees en 'n nuwe perspektief te sien en dit dan te lewe nie. Sjoe, mag die Heilige Gees in ieder en elk van ons in hierdie Pinkstertyd die wonder van genade in jou lewe indra en mag jy uit dankbaarheid hierdie begrip genade op jou lippe bring en die Here deur God die Heilige Gees dank dat jy sy kind kan wees. Ons bid dit. Dankie Here, dankie vir u genade en dankie dat die Heilige Gees dit van ons ontsluit en verstaanbaar maak. In die naam van ons Here Jesus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen.